ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 293. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien die Afrikaanse, of waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling, so silwerboek wat ek geskryf het, A5 boek, met inligting wat jy in jou lewe nog nooit gehoor het oor Bybelvertaling nie. Dit beloof ek. Uiters noodsaaklik vir elke Afrikaanse huisgesin om dit te kan hê. Ek dink nou aan iets. As u dink ek het 'n klomp rubbish geskryf, dan moet jy mos nou so 'n boek kan kry om my verkeerd te kan bewys oor dit wat ek daar geskryf het. Dis mos nou die regte geleentheid om my verkeerd te bewys. Of so nie, is u dalk bang dat u gaan besef dat die Bybel waarmee jy groot geword het en die Bybel wat jy nog altyd gebruik het, dat dit 'n klomp rubbish was? Prof, jy sê 'n Bybel is rubbish? Wel, ek wil vir jou sê die 83 Afrikaanse Bybel was die grootste teleurstelling vir die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap nog ooit. Tussen die 33 en die 83 Afrikaanse Bybel, die 83 Afrikaanse Bybel, 9000 skriftuurlike veranderings ondergaan, 18 totale versweglatings. Hoe kan jy dit die woord van Jaffa noem? Terwyl Openbaring 22 sê, mag nie een titel of jota verander nie. En die Bybelgenootskap van Suid-Afrika doen dit. Nou, as jy regtig nuuskierig is, kry die boek. Waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling? Dit moet in elke Afrikaanse huisgesin wees. Dit is so belangrik. Hierdie inligting gaan jy dalk nooit in jou lewe weer bekom nie. Ek probeer nou nie my boeke bemark nie. Ek gee vir jou die inligting en die jare se navorsing en die skryf van die boek en alles wat daar is daar vir u gerief en om geestelik te groei, as u wil groei natuurlik. U kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 op webtuiste https://jaffashua.co.za soos u bo sien. As dit dalk die eerste keer is dat jy na reeks kyk of luister, uiters belangrik, gaan na deel 1, u te magdom inligting gemis. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik nie. Uiters noodsaaklik dat jy ook inteken op die kanaal, sodat u die verskillende kennisgewing van al ons studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur die kontak vir die vriende en vir die wat hier omgee. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblokpen en 33 of 53 Afrikaanse Bybel. Uiters belangrik, noodsaaklik om dit byderhand te hê. Kom ons bid saam. Wonderbaar. Raadsman, sterke Elohim, vrede, vors, lelie van die dale, blinke morgenster. U wat was, wat is en sal wees tot in alle ewigheid. Daar's niemand soos u nie. Dankie vir die salwing van die Ruach HaKodesh. Halleluja. Salf u woord, Vader. Dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. En dat u 'n nodigheid sien om met ons gemeenskap te hê. Ons dankie daarvoor deur die Ruach HaKodesh. Salf die woord vanmôre, maak dit lewend in ons midde. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, en elke Jaffa sê halleluja, 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 halleluja. Kan hoor hoe gaan die halleluja's deur die wêreld, né? Loof Jaffa. Net weer so Engelsman sê 'n reminder, voordat ons verder gaan, net vir noem Town on Tap, jy weet nou reeds, en mense is besig om in te teken en in te skakel, en dit gaan uit hulle naad uitbars. Elke Jaffis kan inteken en met ander kontak maak, as u wil kontak maak. Ek wil net weer sê, alle inligting verskyn oor Town on Tap, aan die einde van die boodskap, is daar 'n kort videoetjie, sal jy wil kyk, as jy hom een keer kyk het, het jy als geweet,
En daar's waar jy dan net klik op die link, hy maak oop en jy tik jou inligting daarso, so jy belangstel om jou besigheid te lys, gaan volg die stappe en dis eenvoudig. En daar is dit. So jy belangstel om broer Oliver se nommer te bekom, dis hy wat daai gedeelte beheer of mee te doen het. Met groot graagte sal ek sy nommer stuur net 'n video. Prof stuur broer Oliver se nommer, dan stuur ek dit vir jou. Alright, by die woord. Spreuke 17 vers 15. Ag, jy moet my al verdra, vir 'n paar weke wil ek in die oggende dit net kortliks aankondig, want dit het te doen met die koninkryk van Jahvashua. Hy en sy wie die goddelose regverdig verklaar. Die goddelose is die ouens wat in Engels, daar sê Afrikaanse, the bad ones. Hy of sy wie die goddelose regverdig verklaar en die regverdige skuldig verklaar. Het hulle albei is vir die Here 'n gruwel, die Here. Ek lees dit juis soos dit staan in die 33 Afrikaanse Bybel. Kyk na die woord Here. Hoe staan hy daar? Spreuke 17 vers 15. Here, H-E-R-E, alles hoofletters. Hoekom staan hy alles in hoofletters? Want in die Restoration Bybel, volgens die antieke Hebreëse Bybel, sou dit staan Jahva. En Jahva spel jy nie net met een hoofletter nie, alles hoofletters. 6923 keer in die Ou Testament, 127 keer in die Nuwe Testament staan die naam Jahva, elke keer met hoofletters. Dis wat my gevang het, dit het my oog getrek, toe my oog oopgegaan het, altyd in hoofletters. Dit kon nie in Salomo se tyd, vir die Here. Salomo het nie geweet wie is die Here nie. Hy sê gedink is iets wat jy kan eet, iets wat jy kan gaar maak. Is albei vir die Here 'n gruwel. Die Here, nee, hy kon nie, want hy was nie Grieks nie. Nou hoekom dit in 'n Hebreëse Bybel en in 'n boek wat Hebreërs is? Want Salomo was Hebreërs, want hy was die seun van koning Dawid. Hoe kan, wat sou daar gestaan het? Lord, L-O-R-D, nee. Jy sien, dis omdat ons nie weet dat die Katolieke met die vertaling van die Bybels, die Hebreëse 4 evangelies daarso alreeds in die 2de eeu, het hulle dit oorvertaal in die Grieks, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dit was die Hebreëse boeke. Dan verander, want die Hebreërs, die apostels van Jahvashua, was nie Grieke nie. Hulle was nie Grieke nie. Die Romeine het Grieks gepraat. En die apostels het niks met die Romeine te doen nie. Die Romeinse kerk het niks te doen gehad met die Joodse feeste en die tabernakel en die tempels en al die goed nie. En die 613 wette van Moses nie. Nou net so min as wat die apostels van Jahvashua iets met die Griekse taal gedoen het. Wat van koning Salomo? Die Here. Dit kom vir hulle die naam van Jahva verander het na Kyrios. Kyrios, Grieks. Songod, Nimrod, Ra, Zeus, Isis. Toe word dit Kyrios in die 2de eeu. 6de eeu, Theos, die Latyns. En dan in die 13de eeu word dit Lord, L-O-R-D, hoofletters. En toe in ons taal toe word dit Here. Maar in Salomo se tyd, in sy geskrifte sou staan die Here, hoofletters? Nee, terwyl Hosea 2 vers 15 en 16 dat Here beteken Baal? Ja? Gaan kyk wat sê Hosea 2 vers 15 en 16, as jy dit nie al reeds gelees het nie. En hy sê wie die goddelose regverdig maak. Met ander woorde wat goed praat van die goddelose. As hy goddeloos is, dan moet daar vir hom gebid word. Dan moet daar aan sy siel gearbeid word. Aan hom of haar, om hulle te probeer omswaai, om tot bekering te kom. Maar meeste van die kerke vandag in 2025
het in die laaste 40 jaar totaal verleer hoe om 'n sondaar tot bekering te bring. Om met 'n sondaar te sit en gesels. Daarom daai 4 boodskappe, die stemboodskappe, dit lê op YouTube. Wat is sonde? Wat is bekering? Wat is onderdompeling? Wat is heiligmaking? Hulle lê daar, gaan luister na hulle. Vernaam die een, wat is sonde? Dis om 'n sondaar by Jahweh uit te kry. Dis essensieel belangrik dat ek en u wat Jahweh, wat sê ons is Jahwiste, wedergebore uit die water en Ruach HaKodesh, wie se name herstel is in die boek van die ewige lewe, dat ons met 'n sondaar kan moet deel. Vra hom net, ken hy Jahweh? Hy sê wie die goddelose regverdig maak, met ander woorde dit goed praat wat sonde is. En die regverdige skuldig verklaar. Die bruid van Jahweh afmaak as 'n klomp rubbish en al die goed. Dis mos wat hulle doen. Ek meen, hy was sy, nou gaan ek hierdie skrif bietjie verander, laat ons meer perspektief kry. Hy of sy wie die geskrifte en die manuskripte van die goddeloses regverdig verklaar. Ai, kyk hoe kry die skrif nou ander betekenis. Die goed wat daar geplaas word, vir die Dead Sea Scrolls en al die goed, wat deur die Katolieke daar geplaas. Hy of sy wie die manuskripte en die geskrifte van die goddeloses regverdig verklaar. En die regverdige se woord skuldig verklaar. Dit wat ons spreek en leer. Ons word uitgehaal as 'n sekte en 'n klomp mense wat nooit sal voortbestaan nie en ons het nie voortbestaaningsreg en alles is dit. Hulle het vir Jahweh gesê ook. Hulle het Jahweh gesê. En die grootste beweging ooit wat gebeur het, is nie die Katolieke nie. Hulle noem hulle self Christians. Is nie die Christian beweging nie. Lang voor daar ooit 'n Christian beweging was, het die evangelie oor die aarde losgebars. Die bo-natuurlike geopenbaarde evangelie van Jahweh en die krag van die Ruach HaKodesh. Jy sal sien dat hierdie Christian movement, Rooms-Katolieke Kerk, hulle funksioneer nie in die Ruach nie. Hulle verklaar in hulle geloofsbelijdenis, ons glo aan God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En dat Christus te helle neergedaal het. Nee, die Christus waarvan julle praat, kon nooit naby die hel gewees het nie, want die hel bestaan nie in Openbaring 20 vers 14, daarvan vers 12 al word die hel geskep. So hy kon nie, hy was in die doderyk. As in die hel was, het hy brandwonde gehad. Net so terloops. So ek en u wie Jahwiste is, hoef nooit skuldig te voel om met ander mense hierdie bo-natuurlike geopenbaarde waarheid te deel nie. Dis ons lewenswyse. Dis ons lewenswyse. Dis wie ons is en wat ons is. Ons is wat? Ons is evangeliste. Ons is draers van die goeie nuus, van die ewige lewe, deur die bo-natuurlike genadebloed van Jahweh. Mense soek antwoorde vir hulle probleme vandag. Die malhuise is vol, elke malhuis is vol geboek, man. Elke sielkundige institusie, daar's nie plek nie. En die medies, hulle melk die medies en al die goed, daar's nie plek nie. Mense drink hande vol pille, hulle is verslaaf aan pille vandag. Net om hulle rustig te maak. Terwyl ek en u met die antwoord sit. En dit wat die wêreld daar buite kan soek, is Jahweh. Die Katolieke het 2000 jaar gelede dit uit die stelsel uitgehaal. Die Satan het dit uitgehaal. Want hy het geweet, dit is die grootste voordeel vir enige mens om te hê, is die bo-natuurlike name van Jahweh
ons Elohim. En om in die bo-natuurlike waarheid te leef elke dag, soos 'n volbloed Jahvis. Nou het ons nou vanmôre in diepte die Ruach HaKodesh ervaar, waar Jahwe vir ons die woord oopmaak. Nou, die onus lê by my en by u, om in hierdie dag die woord op 'n bo-natuurlike manier aan die wêreld uit te dra. Iemand in ons omgewing, kom ons begin daar. Tot môreoggend as Jahwe lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahwe Shua kom weer. Halleluja.